Sy goeiedag, my naam is Warren Lotter, ek is van Soter familiegemeente hier in Parow, of daar in Parow, en dit is vir my regtig 'n voorreg om saam met jou te wees rondom die woord van die Here. Ons skriflesing vanoggend gaan ook deel uitmaak van ons gebed, of moet ek maar eerder sê, ons openingsgebed is deel van wat ons hele skriflesing gaan wees. So, ons gaan die Bybel oopmaak daar in Matteus 6, ons gaan lees vanaf vers 5, wat nie ons gebed is nie, maar ons gebed is die bekende gebed. In Engels word dit genoem the Lord's Prayer, die Here se gebed, maar ek dink dis verkeerd. In Afrikaans praat ons van die Onse Vader, of die Ons Vader. So dis waar ons gaan bid nou, terwyl ons sy woord oopmaak. So bid saam met my, ons Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, Here, soos in die hemel, so ook op die aarde, ja, so ook waar ek nou hier is. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan, en bring ons nie in die versoeking nie, Here, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, aan u behoort die krag, aan u behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons ken dit goed, né? Pragtig. Ons het dit gesing op skool. Ons het daai woorde so as 'n rympie opgeset. Weet jy, daar's miskien miljoene mense, dink ek, in die wêreld, wat hierdie gebed nog so daagliks bid, soos wat hy daar staan. Hulle bid die Ons Vader. Dit is 'n gebed wat so belangrik is, en hoekom is dit so belangrik? Want net die woorde voor die waarmee ons begin het, lees ons dat Jesus aan die woord is, en hy sê vir sy disippels, so moet julle dan bid. Maar dis nie waar die gesprek begin nie. Die gesprek rondom hierdie gebed is eintlik deel in die Matteus Evangelie, is deel van wat ons noem die bergpredikasie, waar die Here Jesus begin met daardie besondere woorde, geseënd is die wat arm van gees is. En dan gaan hy verder en hy praat oor wie die mense is. Hoe lyk mense in die koninkryk van God wat geseënd is? En hy gaan daardeur, en dan gaan hy aan na hoe ons met sonde moet maak, en hy gaan aan na waar ons skatte moet wees. En so is die Here Jesus op daardie berg, het hy sy disippels nader aan hom geroep, en hy het met hulle gepraat, en as asof hy daar sit en sê, julle is nou geroep om my te volg, julle is nou my disippels, hier is waaroor dit alles gaan. En deel daarvan is hierdie gebed. Nou, in die Evangelie van Lukas lees ons dat die Here Jesus hierdie gebed leer vir sy disippels, nadat hulle hom vra, Here, leer ons bid, soos wat Johannes sy disippels geleer het, Johannes die doper, sy disippels geleer het, en dan kom Jesus en hy leer hulle hierdie gebed. So my vermoede is dat die Here Jesus op meer as een geleentheid met hulle gepraat het oor gebed. Hulle het hom miskien sien bid, en dis eintlik wat gebeur het in Lukas. Hulle het gesien hoe hy bid, en toe vra julle, leer ons om te bid. Maar in hierdie konteks, hier as deel van hierdie bergpredikasie, word daar dinge deur die Here gesê, en ook selfs na hierdie gebed wat ons hier gesê het, en wat ons hier gelees het, en wat miljoene en miljoene mense dwars oor die wêreld elke dag opsê, of bid, soms net opsê, soos 'n rympie, né? Maar wat hulle bid, is daar dinge wat gesê is, wat ons help om ietsie meer van hierdie besondere gebed te verstaan. Want dit is eintlik 'n gebed wat Jesus sê, so moet julle bid. Hoe bid ons nou? Hoe maak ons nou? Die Here gee ons die antwoord. En dit begin, en dis waar ons skriflesing begin, dit begin eintlik vroeër, maar vir hierdie konteks begin dit by vers 5 van Matteus 6. En hy sê daar vir sy disippels, en wanneer julle bid,
Moenie soos die skynheiliges wees nie. Die skynheiliges, die wat iets voorgee wat hulle nie is nie. En is eintlik besig om half te verwys na die fariseërs en die wat in die sinagoge so bid dat almal hulle kan sien, want jy lees dit hier, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Amen, sê die Here, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Wat hy eintlik daar sê, hulle hou daarvan om te bid dat mense dit gaan sien, en weet jy wat? Mense sien hulle, so hulle kry mos dit waarvoor hulle soek. Maar dan sê hy, so hy sê, moenie soos hulle bid nie. En dan in die volgende vers sê hy, maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, en maak jou deur toe, en bid tot jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Hierdie is besondere woorde, julle. Ons kan nie die Onse Vader verstaan as ons nie dit raak sien binne in die konteks van wat Jesus nou net gesê het. Want wat hy eintlik sê is, hoorie, my disippels wat ek geroep het, julle wat alles gelos het, van julle was daar by die seewaters, besig met julle bote, en ek gesê, kom en volg my, en ek maak julle vissers van mense, en julle het alles gelos, en julle my gevolg, en as ander van julle wat op verskeie maniere by my uitgemaak, julle is nou by disippels, julle is nou my navolgers, julle het die besluit geneem, dat julle wil my volg, julle wil my as julle Here hê, julle wil my as julle Rabbi hê, nou wil ek vir julle sê, as dit kom by gebed, en onthou net, hierdie mense was Jode, die Jode het gebid, dit was deel van die ritme van hulle lewe, hulle het gereelde tye van gebed gehad, elke dag en elke week, so dit is nie iets wat hulle nie gedoen het nie, daarom as Jesus sê, wanneer julle bid, hy het geweet hulle gaan bid, want dis wat Jode gedoen het, die fariseërs het dit in die sinagoges gedoen, die mense het dit gedoen, daar selfs op die straathoeke is daar gebid, maar hy sê vir hulle, hoorie, julle moet verstaan, ek gaan vir julle leer om te bid, maar verstaan net die volgende, want hy praat eers en ons moet dit raak sien, nee, ons moet dit raak sien, dit is vir my so mooi, hy begin en hy sê, wanneer julle bid, nou die Afrikaans is vir ons so duidelik, julle is mos die meervoud, sê, moenie so wees nie, moenie soos hulle bid nie, julle moenie so maak nie, en dan kom die Here in vers 6, en hy sê die volgende, maar eintlik sê hy wanneer, maar wanneer jy bid, gaan dan na jou binneste kamer, maak jou deur toe, en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. O, julle, hierdie is sulke besondere woorde. Want terwyl hy met hierdie disippels, en daar so 12 van hulle, miskien is daar 'n paar meer, wat ook maar begin het, om aan te hang daar, saam met hierdie groep, maar hier sit hulle voor hom, en sê hulle vir hulle, Here, hoorie, as julle bid, moenie soos hulle wees nie, en dan is dit nie meer meervoudig nie, nou is dit nie meer wanneer julle bid, nou praat hy met elke individu, en dis eintlik wat ons moet verstaan, dis eintlik wat ons moet verstaan, as dit kom by die Ons Vader, by die Ons Vader, ons gaan nog daar uitkom. Die Ons Vader is 'n gebed wat gebid word. Kyk, jy kan enige plek bid. Ons sien baie dikwels in die Ou Testament, die Nuwe Testament, dat mense korporatief bid. As kerk kom hulle saam daar in die Nuwe Testament. As volk bid hulle saam. Maar die Here maak dit duidelik met sy disippels. Hoor hier, gebed, ware gebed, begin met jou. Met jy wat opstaan, van daar waar jy sit en jou TV kyk en op jou slim toestel is, jy wat opstaan en ingaan in 'n kamer en alleen daar die deur gaan toemaak, en alleen daar hy gebruik die woord in die verborgenheid, in die Engels praat hulle van in die geheim, in the secret place, en daar gaan jy, en jy maak daar die deur toe, en jy is alleen, wanneer jy bid, sê Jesus. Hy sê, wanneer julle bid, moenie so wees nie, maar wanneer jy bid,
gaan maak die deur toe. Hy sê, gaan in jou binneste kamer, gaan maak jou deur toe en bid tot jou Vader. Dit was al klaar. Net die feit dat die Here Jesus vaders noem en sê dat die disippels vir sy Vader, hy wat Jesus is, Vader kan noem. Dis geweldig, dis groot. Dis nie sommer iets wat gebeur het in die Ou Testament nie. Maar hier kom hy en hy sê in die eerste plek, as julle wil verstaan, hy sê eintlik vir ons, as ons ietsie wil verstaan van hierdie gebed, die Onse Vader, wat in die hemel is, laat die naam gaan. Ons moet verstaan dat dit begin met 'n intieme en 'n intense verhouding met die lewende God. Jy en hy maak jou deur toe, gaan in jou binnekamer, bid tot jou Vader. Dis besonders. Dis so anders as toe ons op skool was en ons hierdie lied gesing het en dis reg om dit in die openbaar te bid. Dis reg om dit vir mekaar te leer en op so 'n manier ons kinders ook te help. Maar ons moet verstaan, hierdie gebed moet ons sien in die konteks van ek en hy alleen in die verborgene. Daar waar dit net ek en hy is, daar waar ek kaal is, naak is, voor hom, waar daar niks is, want hy weet in elk geval alles, en dit kom Jesus nou en hy sê, ek wil nou verder gaan, dan gaan Jesus verder, nee, hierdie, ons het nog nie eens by die gebed uitgekom, ons het net gebid aan die begin, van hierdie preek, nee, dan gaan hy verder en sê, en wanneer julle bid, hy, nou weer, meervoud, né? Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Interessant dat hy sê in die eerste plek, moenie soos die geveinstes wees nie, moenie soos die skynheiliges wees nie, moenie soos die godsdienstiges wees nie, die ander Jode nie. En dan sê maar, moet ook nie soos die heidene wees nie, want hulle gebruik baie woorde, en hulle rammel dit so, stortvloed van woorde, sê dit hier in hierdie vertaling. Want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie. Dan sê hy die volgende. En daarom moet hierdie Onse Vader gebed ook gesien word, binne die konteks van wat Jesus nou gaan sê. Enige gebed eintlik. Hy sê, moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet. Net daardie woorde. Julle Vader weet. Hy gaan verder, hy sê, wat julle nodig het, voordat julle hom vra. Die Here Jesus kom leer vir hierdie disippels, die ons Vader. Dis die tema van my preek, ons Vader. Maar hy leer hulle binne die konteks van die feit dat nommer 1 moet jy verstaan dat hierdie begin by 'n intieme verhouding, intense intieme verhouding tussen jouself en die lewende God, wat jy kan Vader noem. Maar dit vind ook plaas binne die konteks dat Jesus vir hulle sê, jy moet verstaan, my liewe kind. Jy moet verstaan, my liewe disipel, dat wat ook al jy bid, jou Vader weet. Julle Vader weet wat julle nodig het. Ag, en miskien het iemand in hierdie oomblikke nodig om net dit te hoor. Om net te hoor dat terwyl jy miskien oor die afgelope dae, of miskien selfs maande, of miskien die afgelope ure, angstig bid oor 'n saak, angstig bid oor iets dat jy moet hoor dat Here Jesus vir sy disippels gesê het, maak nie saak wat jy bid nie, jy moet net weet, dit help nie met baie woorde, dit gaan nie oor die baie woorde nie, dit gaan eintlik om jou hart na hom toe te bring, daar in die verborgenheid, daar waar jy weggesteek is, daar waar hy jou sien en daar waar hy jou ken, want die Here weet wat jou behoefte is. Die Here weet. Die Vader weet. Hy
weet. Here, hoekom bid ek dan? Want ek sê, julle moet bid. Want julle moet bid, want julle moet julle harte voor die Vader bring. Julle lewens. En dan sê hy, moenie soos die die skynheiliges wees nie, moenie soos die heidene wees nie, moenie kom en dit doen sodat ander kan sien nie, maar ook nie dink dat julle baie woorde gaan die Here oortuig, want die Here weet, en dan sê hy, en so moet julle bid. En hy begin met die woorde, ons Vader. Dit is interessant, nee. En ek wil eintlik net by die twee woorde stil staan. Ons Vader. Vir een of ander rede, en ons gaan daarby uitkom, besluit die Here dat terwyl hy sy disippels wil leer om te bid, sê hy nie vir hulle, hoorie, so moet jy bid, my Vader, wat in die hemel is, en dan verder laat u naam geheilig word. Hy sê ons Vader, en dan as hy by vers 11 sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nie gee my vandag my daaglikse brood nie. Sien jy dit raak? Hy sê, wanneer jy in jou binnekamer ingaan, en jy is alleen in die verborgene, weggesteek, daar iewers in die geheim, saam met jou Vader, dan bid jy, ons Vader. Dis amper asof die Here Jesus dit baie duidelik wil maak vir sy disippels, wanneer al maak jy alleen daardie deur toe, en gaan jy alleen in die teenwoordigheid van die Here in, en jy gaan sit in gebed voor hom, is jy eintlik nooit alleen daar nie, want jy vat saam met jou die ander mense in jou lewe, wat in jou lewe is. Jy vat hulle saam met jou. Sodat as toe ek vanoggend opgestaan het, gaan stil word het voor die Here, en ek kom voor hom en ek sê, ons Vader, wat in die hemel is, ons Vader, dan saam met my daar, al is ek alleen, al het ek die deur gaan toemaak, al slaap my kinders, en al is my vrou iewers anders besig in die huis, dan weet ek, dat as ek sê, ons Vader, dan het ek my vrou, en my kinders, en my volwasse kinders, het ek saam, ek het hulle saam ingebring, daar in die verborgenheid in, want die Here leer my, dis hoe ek bid. Ons Vader, Here, ons bestaan, al is ek nou hier alleen saam met u, u is ons Vader, Here. Ons is saam hier, ek bid vir ons daaglikse brood, vir my vrou sin, en vir my kinders sin, en vir my volwasse kinders, en vir my selgroep sin, en vir my werksmense sin. Here, ek kan nie net alleen, ek is alleen, ja, want ek is hier in die verborgene, alleen, intiem saam met u, maar Here, terwyl ek hier is, kan ek nie net alleen nie wees nie, want gebed is juis om nie net myself te bring nie, om nie net te sê my Vader, hier is my behoeftes, hier is my versoeke, hier is my lysie, maar ons Vader wat in die hemel is, hier is ons lewens, hier is my huisgesin, Here, laat u koninkryk kom nie net in my lewe nie, maar in my huisgesin ook, hier is my huwelik, Here, nie net u koninkryk en u wil laat geskied in die daaglikse brood, en lei my, nie net my nie in die versoeking nie, maar lei ons nie in die versoeking, myself en my huweliksmaat, en my kinders, en ons huisgesin, en my breër familie, Here, en ja, en my selgroep, en my gemeente, en ja, die mense saam, Here, lei ons nie in die versoeking, jy sien, dis ons Vader, dis nie net vir my nie, ja, daar gaan kere wees, waar jy in stikkendheid, net met 'n versigtiging van jou eie behoeftes en jou eie gebrokenheid voor die Here bring. Ja, dit is so. Ja, dit is so, dat die Here nooi jou, hy nooi jou, liewe disipel van die Here Jesus, hy nooi jou om te kom, hy sê, kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee. Hy sê dit vir elke individu, maar ons moet verstaan,
Ons moet verstaan dat as ons 'n gebedslewe wil ontwikkel, as ons 'n gebedsverhouding wil ontwikkel met die Here, dan moet ons verstaan dat wanneer ek daai deur toemaak en ek is in die verborgene, is ek nooit net alleen daar nie. Ek is saam bring ek my geliefdes, saam bring ek my huis, saam bring ek my kinders, saam bring ek my vrou en haar behoeftes, saam bring ek my werksmense. Dis hoe Jesus dit vir ons kom lei het, of kom leer het. En weet jy waar ons dit regtig raak sien? Ja, ons sien dit raak dan daarom dat hy sê, en weet ek bly net by hierdie een woord, ons. Ons het nog eers gepraat oor die feit dat hy gesê, hy is ons Vader, ons is nog eers daarby uitgekom nie, maar net by die ons. Want hy sê, vergeef ons skulde, en dan sê hy, soos ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En dan kom die Here Jesus, nadat hy hierdie gebed beskryf het, en hy beklemtoon juis die feit. Hy sê in vers 14 van Matteus 6, want as julle die mense hulle oortredings nie vergewe nie, dan sal julle Vader in die hemel nie julle vergewe nie. En hy sê dit weer, dieselfde ding, maar as julle mense nie vergewe nie, sal julle Vader ook nie julle oortredings vergewe nie. Want vir die Here is die ons belangrik. Vir die Here is die vergewe van ander belangrik. Vir die Here in die Ou Testament en vir die Here in die Nuwe Testament, wat dieselfde God is die interpersoonlike verhoudings. Ja, hy soek by ons heiligheid. Ja, hy soek dat ons hom sy aangesig moet soek. Ja, hy soek by ons intimiteit. Maar ons kan nooit dink, my alles is hier op die altaar vir die Here, maar my verhoudings rondom my is almal in flarde. Dan verstaan ek dit nie. Dan verstaan ons nie wat die wil van die Here is nie. En dit is wat ons raak sien wanneer ons hier lees, ons Vader. Sodat wanneer ek inkom, wanneer ek daai deur toemaak, wanneer ek in die verborgene is, of wanneer ek oop en saam met my boeties en sissies by 'n selgroep is, en ons bid korporatief, en ons bid saam in 'n biduur, en ons bid saam in 'n gemeente erediens, en ons bid saam iewers by 'n vergadering, dat ons kan weet, dat die Here, terwyl ons oë op hom is, dat die Here se verwagting, dat die Here, vir hom is dit belangrik, dat ons verhoudings met mekaar moet in plek wees. Daar moet vergifnis wees, daar moet vrede wees, daar moet seën wees. Want die Here seën ons, sodat ons kan seën. Ons Vader, wat in die hemele is. Nou terwyl ons so gaan afsluit met hierdie gedagtes, wil ek vir jou nooi. Ek wil vir jou vra, nommer 1, is jy 'n disipel van Jesus? Is jy 'n volger? Kan jy sê dat jy gereeld daardie deur toemaak en in stilte gaan sit in die verborgene om met jou Vader te praat? Of moet jy op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek besef, ek het nou nodig om daardie besluit te neem, om U my Here te maak? Miskien is jy iemand wat die Here ken, en wat nodig het om te hoor dat die Here vir jou sê, jy moet leer om te bid, ons Vader. Jy moet leer dat as jy in my teenwoordigheid inkom, en as jy begin bid, dan bring jy saam met jou vrou, of jou man, of jou kinders, of jou ouers, of jou kleinkinders. Bring hulle saam, nie fisies nie, maar bring hulle saam in jou hart, en bring hulle voor my, noem hulle name, bid ook vir hulle daaglikse brood, bid ook vir hulle sondes, bid ook dat hulle ook nie in die versoeking gaan gelei word nie, bid ook vir die vervulling van die Heilige Gees oor hulle, bid vir hulle, want ek is julle Vader. Bid, ons Vader. Kom ons sluit af in gebed. Here Jesus, U het ons geleer hoe om te bid. En U het ons geleer om te bid, ons Vader.
So kom ons. Here, ons wil dit ernstig opneem. Ons wil die deur toemaak. Ons wil in die verborgene by U gaan sit. Maar ons weet, ons is nooit alleen daar nie. U is met ons en ons bring ook ons lewens en ons mense saam met ons. Help ons, Here. Hoor ons gebede. Ons Vader wat in die hemel is. In Jesus naam. Amen.